Ons gesels met Madeleine Venter en sy is 'n gekwalifiseerde grondslagfase en musiekonderwyseres, 'n vryskut omroeper by Radio Kansel en bovenal 'n ongelooflike talentvolle skrywer. Welkom Madeleine hier in die program op Radio Fynbos. Baie dankie Karen, dit is lekker om met jou te gesels. Ek is tans besig met 'n reeks onderhoude met skrywers wat gepubliseer word in die Klerksdorp Boekefees se bundel Minder as Môre. En die skrywers het aan die Sandy Skuman kortverhaal kompetisie deelgeneem en Madeleine is uit die 55 inskrywings wat ontvang is, een van die verhale wat dan ook gepubliseer word in hierdie bundel. So Madeleine, vertel vir my gou-gou, wat het jou maak besluit om in te skryf vir hierdie kompetisie? Ag weet jy, ek is maar altyd bereid om 'n uitdaging aan te pak. Ja. So dit was vir my 'n uitdaging. Ek hou daarvan om kortverhale te skryf. Dit is iets wat ek nou al 'n hele rukkie doen en dit was vir my 'n lekker uitdaging geweest. Ek glo as mens aan kompetisies deelneem, dan verbreed jy ook bietjie jou kennis en jy dit help jou om ook net bietjie in die industrie te kom en 'n voet in die deur te kry. Verseker, en ek dink ek het gister so lekker vinnig gesels met Elsabie, ook een van ons medeskrywers, en dit bly daai ding van dit is goed vir 'n mens om aan die kompetisies deel te neem, want dit gee vir jou 'n doelwit. Jy moet werk aan hierdie verhaal vir daai sperdatum en so. Want omdat dit kreatief en is gewoonlik iets wat 'n mens vir jou genot doen, is dit goed as daar so 'n bietjie van 'n deadline is, né? Nee? Absoluut. Absoluut. Ja, maar Madeleine, jou pad met woorde het sommer duidelik al vroeg begin. Jy skryf al van skooldae af, maar jy het eers vir 17 jaar skool gegee en toe pastorale berading studeer. Nou, hoe het hierdie agtergrond jou skryfwerk beïnvloed? Ja, Karen, ek het groot geword in 'n huis waar daar gelees is. So boeke was nog altyd deel van my lewe gewees. Ja. En weet jy, as kind was ek altyd besig om vir iemand 'n storie te vertel en as daar niemand was om te luister nie, dan het ek sommer vir myself stories vertel. Dis lekker. So ek het nog altyd geskryf, maar ek het eers na skool regtig die moed gehad om my skryfwerk nou verander te wys. Ja. En jy vra hoe my jare van skool gee my skryfwerk beïnvloed het. Ek was vir 7 jaar was ek die graad 1 juffrou by 'n skool vir kinders met leerprobleme. En die inspirasie vir Applous, dis nou die kortverhaal van my wat in die bundel opgeneem word. Ja. Kom juis van 'n leerling wat ek 1 jaar in my klas gehad het. So die leerling het ook Spina Bifida gehad, soos die hoofkarakter in my storie. Ja. En hy was 'n dierbare kind met 'n hart van goud gewees. So hy was die inspirasie agter die verhaal gewees wat ek geskryf het. Ja. En dan die pastorale beradingskursus wat ek voltooi het, dit het my nou weer gehelp om menswees beter te verstaan. Ja. En 'n redelike omvattende idee, jy weet, van die probleme waarmee mense worstel. Ja. Dit is uit die aard van die saak baie handig wanneer jy skryf, want op die ou end gaan dit maar oor konflik en probleme wat mense oplos. Verseker. En dit is altyd mooi om te sien hoe daai lewens jy weet die dinge wat 'n mens deur die lewe deur elke dag, jy weet, bestaan gaan, hoe dit baie keer net eenvoudige manier kry om binne in jou stories, jy weet, amper by 'n antwoord uit te kom of 'n moontlike scenario te skep. So dis eintlik 'n wonderlike wil ek amper sê talent en gawe wat die Here vir 'n mens gegee het om die goed met mekaar te kan verbind en jy weet dit in stories om te sit. Want dis die dinge waarmee mense kan, jy weet, vereenselwig. So dis wonderlik. Hoorie, maar Madeleine, jy het jou ook deurlopend bekwam oor die jare, van professor Willie Burger se kursus in 2001 tot onlangse kursusse in kinderliteratuur en selfs draaiboek skryf. Net nou die dag in 2025 het jy nog Stefan Enslin se draaiboekkursus voltooi. Is drama en radiodrama 'n groot passie van jou? Weet jy Karen, ek is 'n storieverteller. Ja. En radiodrama was vir my 'n lekker uitdaging geweest, omdat dit so 'n unieke manier van storie vertel is. Ja. Weet, dit is nie soos boeke, dit is nie soos 'n boek wat jy skryf nie. Die uitdaging lê daarin om 'n storie aan die luisteraar oor te dra wat net deur dialoog en byklanke, jy het net dialoog en byklanke wat jy kan gebruik. So dit is nogal 'n groot uitdaging. Ja. En dit het my gefascineer. So ek het besluit om 'n kans te waag en weet jy, dit was vir my 'n baie groot verrassing toe my radiodrama Tuisspel in 2023 as die 3de pryswenner in RSG se radiodrama skryfkompetisie aangewys is. Ja. En voor dit was ek 'n finalis met Tyd vir 'n Wonderwerk en verlede jaar met Kraaines.
So dit is iets wat ek al 'n hele rukkie aan werk. Ek het in 2022 vir eerste keer ingeskryf Ja. en die RSG slypskole ook bygewoon. Ja. Dit is soos ek sê, dit is baie opwindend en die Ja. opwinding daarvan om my radiodrama toe nou op die lig te hoor Ja. met die akteurs Ja. wat dit uitdra en om te weet al die moeite, die hele span wat daaraan gewerk het. Dit is so opwindend en dit het my toe nou aangespoor om die draaiboekkursusse ook te doen. Ja. En dit is beslis iets wat ek in die toekoms verder gaan vat, Ja. maar vereers wil ek eintlik fokus daarop om Christelike fiksie te skryf en dit is regtig eintlik my groot passie. Ek hoor. So die radiodrama en die draaiboek skryf is definitief iets wat ek in die toekoms weer verder sal vat. Maar Ja. my aandag op hierdie oomblik is op Christelike fiksie. Ja, dis wonderlik en ek dink daar's 'n groot gaping in die mark daarvoor, so ja, ek sien uit om te lees. Maar Madeleine, ek het ook gesien, jy weet, die prestasies is fantasties met die RSG kompetisies en so aan, maar jou talent stop nie net by verhale en dramas nie. Jy skryf ook weeklikse oordeenkings vir die Christelike Lektuurfonds en jou gedigte verskyn op Litnet. Nou, waar vind jy die tyd vir alles? Want ek moet vir jou sê, jy klink baie passievol en baie besig, terwyl jy nog jou eie program, jy weet, ook het, die Christen Reis op Radio Kansel. Hoe doen jy dit? Ek sien die oordeenkings wat ek vir CLF skryf en my program op Radio Kansel sien ek as my bediening. Goed. So dit is werklik vir my 'n baie groot eer om die Here op hierdie manier met my talente te eer en Ja. ek is baie dankbaar vir die platforms wat hy oor my pad gebring het. Ja. So dit sien ek as my bediening en dit is iets waaroor ek baie sterk voel. Ek was nog altyd baie lief vir die woord gewees Ja. en om die woord op so 'n manier vir mense te kan oopbreek en te verduidelik sodat mense dit kan verstaan en kan toepas op hulle lewens. Dit is iets waar ek nog altyd baie passievol was en ek is dankbaar dat ek my skryftalent daarvoor kan gebruik. Ja. Die Radio Kansel program is ook iets wat heeltemal onverwags oor my pad gekom het. Ek het glad nie myself ek het nooit gedink ek gaan ooit voor 'n mikrofoon sit en 'n radioprogram aanbied nie. Ja. Maar dit is ook iets wat die Here oor my pad gebring het en dit is vir my so lekker om mense te ontmoet met wonderlike getuienisse. Ja. En om dit beskikbaar te stel, weet en vir mense die geleentheid te kan gee om daardie getuienisse te deel, is regtig vir my, dit is vir my 'n voorreg. So ek sien dit as 'n voorreg en ek sien dit as 'n bediening. En weet jy, om te skryf, kom op die ou end maar neer op dissipline, glo ek. Ja. Jy moet tyd maak daarvoor en dit is ook hoekom waarom kompetisie so lekker is of so goed is om in te skryf voor, soos wat jy net nou ook genoem het, want dit gee jou 'n doelwit, dit gee jou 'n sperdatum, dit gee jou iets om na te werk. So dit leer jou om te skryf vir 'n doel. En ek is nogal iemand wat 'n sperdatum nodig het. Ja. Anders sal ek net aangaan en nooit klaar maak nie. Ja. So dit is regtig, dit verg dissipline en as iemand nie vir jou sperdatum gee nie, moet jy jou eie sperdatum vir jouself maak. Ja. Vir jouself sê, ek wil 'n storie vir huisgenoot stuur aan die einde van die maand of volgende maand, so ek gaan seker maak my kort verhaal is klaar. Ja. Sodat ek sodat ek dit vir hulle kan stuur. So dit kom neer op dissipline en weet jy, dit is 'n vaardigheid wat mens moet inoefen. Ja. Om te skryf. Dit is nie iets wat jy kan te lank los nie, want dan raak jy weer uit oefening uit. Ja. En ek is ook in die bevoordeelde posisie dat ek van die huis af kan werk. Ja. So daarom het ek meer tyd om te skryf as wat ek gehad het toe ek skool gegee het. So ek gebruik nou daardie tyd wat ek het. Ja. Ek is baie dankbaar daarvoor en ek moet sê my familie is ook regtig baie ondersteunend. So hulle laat my toe, jy weet, ek het my spasie waar ek skryf en wanneer ek besig is met 'n groot projek, weet hulle en hulle ondersteun my regtig baie daarmee. So dit help ook. Maar weet jy, op die ou end, om jou vraag te antwoord, kom dit neer op dissipline. Madeleine, nou wil ek net so ten slotte vir jou vra, as daar 'n boodskap is wat jy nou vir jong aspirant-skrywers of mense wat, jy weet, wat ook lief is vir stories en stories vertel, maar nou nog nooit daai stap geneem het om te sê, weet jy wat, ek dink ek moet tog maar skryf. Wat sou jy vir so iemand sê? Waar begin 'n mens? Ja, sommer net so 'n bietjie raad wat jy oor die jare heen, jy weet, opgebou het. Weet jy wat ek moes leer is, ek moes eerstens leer dat mens skryf nie net vir jouself nie. Jy wil tog hê mense moet jou skryfwerk lees. Ja. En vir mense om jou skryfwerk te lees, moet jou skryfwerk
gehalte skryfwerk wees. So Ja, dit kom neer op daardie oefening en om jouself te bekwam en daardie oor en oor skryf. Ek dink dit is wat baie mense afsit ja, is daardie oor en oor skryf en ja, seker maak dat jy gehalte skryfwerk lewer want mense wil gehalte lees. dis waar. En so ek sal as ek vir aspirant skrywers raad kan gee, sal ek sê doen regtig moeite om 'n kursus by te woon. Ja, 'n goeie skryfkursus of weet in wat vir jou dit waaraan jy belangstel, ja, maar ek wil amper sê so wyd as moontlik want mens weet eers as jy regtig 'n ding doen of jy dit wil doen en of jy goed is daarmee. ja, So neem deel aan kompetisies want dit is wat vir jou op die ou end help om in die industrie in te kom. Mense ja, gaan nie weet van jou as jy nie iets agter jou naam het nie. So neem ja, deel aan kompetisies ja, en probeer jou beste in die kompetisies. As jy nêrens kom nie, dan is dit ten minste oefening en moet asseblief nie opgee nie. dis waar. Ek het soveel afkeerings nou al gehad en Ja, weet jy as ek moes opgee na die eerste keer wat 'n kort verhaal van my afgekeur is, dan sou ek nooit op die ou end 'n kort verhaal in enige tydskrif gehad het nie. So ja, moet net nie opgee nie. Hou aan, neem deel aan kompetisies, stuur jou kortverhale in. Dit is op die ou end maar dit is die raad wat ek kan gee. ja, Is moenie opgee nie. En dan nog raad wat ek wil gee en dit is so belangrik is lees. ja, dis waar. Jy kan nie skryf as jy nie lees nie. Ja, Lees is so belangrik. En iets wat ek geleer het is dat jy moet weet wat aangaan in die industrie. ja, Daar is deesdae kursusse wat aangebied word. Ek weet nie of jy dit regtig 'n kursus kan noem nie, maar daar is nou deesdae geleenthede ja, waar jy die uitgewers bietjie beter kan leer ken en kan hoor van hulle kant af wat is dit wat hulle soek. ja, So ek weet doen navorsing oor die uitgewers voordat jy iets aan hulle stuur. Dit is ook iets wat ek op 'n harde manier moes leer. ja. Ek hou daarvan. Ag Madeleine, dit was nou baie lekker om met jou te gesels en dankie dat jy tyd afgestaan het om met ons te gesels. Mag jou skryfwerk en dit wat jy aanpak in die toekoms net van krag tot krag gaan. Baie seën vir jou. Baie dankie. Dit was lekker vir my om met jou te gesels, Karen. Dis Baie dankie. dat Totsiens. dat.